Vandag gaan ons leer oor meiose. Ons gaan hier leer oor meiose, 'n spesiale soort seldeling wat slegs plaasvind in geslagselle, naamlik die spermselle en eierselle. Meiose help organismes om genetiese diversiteit te hê en die regte aantal kromosome van elke ouer oor te dra. Meiose is 'n spesiale soort seldeling wat slegs plaasvind in die geslagselle. Dit help om seker te maak dat elke baba die regte aantal kromosome kry. Elke sel deel 2 keer. Die eerste keer skei die kromosome en die tweede keer skei die selle weer. Aan die einde van die proses ontstaan 4 nuwe selle. Elke nuwe sel het net die helfte van die kromosome van die oorspronklike sel. Hierdie nuwe selle het minder kromosome sodat wanneer 'n eier en sperm bymekaar kom, die baba die regte aantal kromosome het, wat 46 kromosome is. Elke nuwe sel is anders as die ander. Geen 2 selle is dieselfde nie, en dit maak elke baba uniek. Soos julle kan sien, is meiose baie belangrik vir geslaglike voortplanting en vir genetiese variasie. Dit verseker dat elke nuwe lewe reg gerangskik is en uniek is. Meiose is baie belangrik om verskeie redes. Eerste, verseker dit dat kinders die regte aantal kromosome kry, sodat hulle normaal en gesond kan ontwikkel. Tweedens, sorg dit dat elke baba uniek is. Selfs broers en susters is nie presies dieselfde nie, omdat elke geslagsel anders saamgestel word. Derdens, help meiose om foute in die gene te verminder. Dit maak dat die geslag sterker en meer bestand teen siektes is. Dus is meiose nie net belangrik vir die regte aantal kromosome nie, maar ook vir die gesondheid en uniekheid van elke nuwe lewe. Meiose gebeur in 2 hooffases. Die eerste fase noem ons fase 1. In hierdie fase verdeel die kromosoompare in 2 nuwe selle. Elke sel kry 'n mengsel van die kromosome van die oorspronklike sel. Dit is belangrik want dit verseker dat elke nuwe sel uniek is en nie net presies 'n kopie van die oorspronklike sel is nie. Die tweede fase noem ons fase 2. In hierdie fase skei die susterkromatiede van elke kromosoom. Dit beteken dat die 2 identiese helfte stukke van elke kromosoom geskei word en na verskillende selle toe beweeg. Aan die einde van die proses het ons 4 nuwe geslagselle. Elke sel is uniek en het net die helfte van die kromosome van die oorspronklike sel. Dit beteken dat elke sel die regte aantal kromosome het om saam te smelt met 'n ander geslagsel en 'n nuwe baba te vorm. Hierdie proses is baie belangrik omdat dit verseker dat die regte aantal kromosome in elke baba is, dat elke baba uniek is en dat die geslagselle sterker en meer bestand is teen siektes. Profase 1 is baie belangrik omdat die kromosome dikker word en sigbaar in die sel is. Die klein kernliggaampie wat die nukleus genoem word, verdwyn. In hierdie fase gebeur daar 'n ruil van gene tussen die kromosome van die ma en pa. Dit beteken dat die dele van die gene van die plek ruil en nuwe kombinasies vorm. Hierdie proses verseker dat kinders nie presies soos hulle ouers lyk nie en maak elke baba uniek. Om hierdie ruil moontlik te maak, lê die kromosoompare van die ma en pa langs mekaar en hou hulle styf saam. Dit laat die gene maklik van plek kan uitruil. Metafase 1 gebeur wanneer die kromosoompare in die middel van die sel opgestel word. Hulle lê lukeraat, dit wil sê dat daar geen vaste volgorde is nie. Hierdie lukeraat opstelling beteken dat elke dogtersel wat uiteindelik gevorm word, 'n ander kombinasie van kromosome sal kry. Geen 2 selle is dieselfde nie. Dit is baie belangrik om dit te help om variasie in geslagselle te skep. Hierdie variasie beteken dat kinders uiteindelik uniek is en nie presies soos iemand anders lyk nie.
Anafase 1 is 'n belangrike fase in meiose. In hierdie fase skei die kromosoompare van mekaar en beweeg na die teenoorgestelde punte van die sel. Dit beteken dat die sel aan elke kant nou 'n mengsel van kromosome van die ma en pa het. Elke dogtersel het nou net een stel kromosome, wat ons haploïde noem. Dit is baie belangrik, want dit verseker dat as die geslagselle later bymekaar kom om 'n baba te vorm, die regte aantal kromosome in die baba is. Die susterkromatiede, wat die twee identiese helftestukke van elke kromosoom is, bly steeds aan mekaar verbind. Hulle sal eers in die volgende fase geskei word. Hierdie proses help om seker te maak dat die genetiese materiaal reg verdeel word en dat elke nuwe sel uniek is. Kortom, anafase 1 help om die kromosome behoorlik te verdeel, verseker dat die regte haploïde sel en berei die sel voor vir die volgende stap in meiose. Telofase 1 is die fase waar nuwe kernliggame gevorm word rondom elke kromosoom. Dit beteken dat elke groep kromosome nou beskerm word in sy eie kern. Die sel verdeel dan in die twee nuwe dogterselle. Hierdie selle is haploïde, wat beteken dat hulle nie net helfte van die kromosome van die oorspronklike sel het nie. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie twee selle nog nie die finale geslagscelle is nie. Hulle gaan nou deur die tweede fase van meiose, waar hulle verder verdeel om uiteindelik 4 unieke haploïde selle te vorm. Telofase 1 help dus om die sel voor te berei vir die tweede deling en verseker dat elke nuwe sel die regte hoeveelheid kromosome sal hê. Profase 2 gebeur in albei dogterselle, wat uit die eerste fase van meiose gevorm is. In hierdie fase word die kromosome weer dikker en sigbaar in die sel, en die klein kernliggaampies wat die nukleus genoem word, verdwyn. Hierdie gebeur geen ruil van gene nie, want dit het reeds in die eerste fase van meiose plaasgevind. Hierdie fase berei die sel voor vir die tweede seldeling. Die doel van profase 2 is om seker te maak dat die susterkromatiede reg voorberei is om uiteindelik geskei te word in die volgende fase. Elke sel kry dus die kans om die gene reg en netjies te verdeel, sodat die finale geslagscelle die regte hoeveelheid kromosome kry. Metafase 2 gebeur in albei dogterselle wat uit die eerste deling van meiose gekom het. In hierdie fase lê die kromosome enkel in die middel van die sel, reg in 'n ry. Elke kromosoom bestaan nog steeds uit 2 identiese helftestukke, wat susterkromatiede genoem word. Hierdie fase is baie belangrik omdat dit verseker dat wanneer die susterkromatiede later skei, elke nuwe dogtersel die regte hoeveelheid en regte genetiese materiaal kry. Dit help dat elke uiteindelik geslagsel uniek is en volledig is. Anafase 2 gebeur wanneer die susterkromatiede van elke kromosoom skei en teenoorgestelde punte van die sel beweeg. Hierdie stap is baie belangrik omdat dit verseker dat elke dogtersel haploïde bly en net die helfte van die kromosome van die oorspronklike sel het. Dit is die laaste stap om seker te maak dat die genetiese materiaal reg en gelyk verdeel word tussen die dogterselle. Hierdie proses help dat elke uiteindelik geslagsel uniek is en die regte hoeveelheid gene het. Telofase 2 is die finale fase van meiose. In hierdie fase word 4 nuwe haploïde dogterselle gevorm. Hierdie selle is nou gereed om sperm of eierselle te wees. Elke nuwe sel is uniek en verskil van die ander. Dit gebeur omdat die gene in die eerste fase van meiose van elke plek geruil het en omdat die kromosome in die middel van die sel lukkeraad opgestel is.
Hierdie variasie is die rede waarom selfs broers en susters nie identies aan mekaar is nie. Dit help om verseker dat elke nuwe lewe uniek en gesond is. Kyk na hierdie proses van meiose, waar ons sien hoe 'n enkel sel uiteindelik 4 unieke geslagselle vorm. Aan die begin berei die sel voor om te deel en die kromosome word sigbaar. In die eerste deling skei die haploïde kromosoompare en 2 nuwe dogterselle word gevorm. Hierdie 2 selle het net die helfte van die kromosome van die paar oorspronklike selle. In die tweede deling skei die susterkromatiede in elke sel en uiteindelik ontstaan 4 unieke haploïde geslagselle. Elke sel is anders as die ander omdat dele van hierdie gene van plek geruil het en die kromosome lukkeraat opgestel is. Aan die einde van hierdie video sien ons 4 gereed geslagselle wat uniek is en die regte hoeveelheid kromosome het. Hierdie proses verseker dat kinders uniek en gesond ontwikkel. Meiose is 'n spesiale soort seldeling wat slegs in geslagscelle plaasvind en help om seker te maak dat kinders die regte aantal kromosome kry en uniek is. Die proses gebeur in 2 hooffases. In die eerste fases verdeel die homoloë kromosoompare. Aan die einde van hierdie fase het ons 2 nuwe dogterselle en elkeen het die helfte van die kromosome van die oorspronklike sel. Hierdie selle word haploïde genoem. In die tweede fase skei die susterkromatiede in elke sel. Aan die einde van hierdie fase het ons 4 nuwe dogterselle en elke sel is uniek. Elke sel het die helfte van oorspronklike kromosome en verskil van die ander selle. Elke sel is geneties uniek omdat die gene in die eerste fase van die proses geruil het en omdat die kromosome lukkeraat opgestel is toe hulle verdeel is. Hierdie proses help seksuele voortplanting en verseker dat kinders nie die regte aantal kromosome het nie, maar ook vir genetiese verskil van mekaar. Dit skep genetiese diversiteit wat baie belangrik is vir die gesondheid en oorlewing van ons spesies. Ons kom nou by die afsluiting van ons les oor meiose. Kom ons kyk saam na die belangrikste ding wat ons geleer het. Eerstens, meiose is 'n spesiale seldeling wat slegs in geslagscelle plaasvind. Dit beteken sperm en eierselle. Hierdie proses is baie belangrik omdat dit verseker dat kinders die regte aantal kromosome van elke ouer kry en dat elke kind uniek is. Meiose gebeur in 2 hooffases. In die eerste fase, wat ons die eerste seldeling noem, skei die homoloë kromosoompare en vorm 2 haploïde dogterselle. In die tweede fase skei die susterkromatiede in elke sel en aan die einde kry ons 4 unieke haploïde geslagselle. Hierdie selle is gereed om sperm of eierselle te wees. Daar is 2 belangrike prosesse wat meiose uniek maak. In die eerste proses het ons die oorgang van gene. Dit beteken dat dele van die kromosome van die ma en pa plek ruil. Dit skep nuwe kombinasies van gene in die dogterselle. Daarom lyk selfs broers en susters nie presies dieselfde nie. In die tweede proses het ons die lukkeraak rangskikking van kromosome. In metafase 1 lê die kromosoompare lukkeraat in die middel van die sel. Dit bepaal watter sel watter kromosome kry en skep ook genetiese variasie. Aan die einde van meiose het ons 4 haploïde geslagselle, almal uniek en gereed om by die seksuele voortplanting deel te wees. Waarom is dit belangrik? Verseker dat kinders die regte aantal kromosome kry. Dit skep ook genetiese variasie en uniekheid en dit help om spesies om gesond te bly en aan te pas by die omgewing. Om seker te maak julle verstaan, dink aan hierdie vraag. Wat beteken oorgang van gene in julle eie woorde? Hoekom is die lukkeraak rangskikking van die kromosome so belangrik? Hoe verskil meiose van gewone seldeling? Neem 'n paar minute om te dink
en probeer dit in julle eie woorde te antwoord. Dit help julle om alles wat ons geleer het beter te onthou. So, dit is die opsomming van meiose van profase 1 en telofase 2. Onthou, elke sel wat uit meiose vorm is uniek en dit is hoe die lewe voortduur deur seksuele voortplanting.